Goeiemôre en baie welkom. Dit is goed om weer so in die begin van 'n week so saam met mekaar te reis en ook onsself op soek te wees na dit wat die Here ook self vir ons kom sê, ook in hierdie tyd. Een van die groot goeters partykeer in die lewe is dat ons partykeer mense se lewens dophou en dit baie graag mense se lewens as ons lewens wil hê. Of baie keer dele daarvan. Gewoonlik is dit so dat wanneer ons werklik naby genoeg aan mense kom en na hulle omstandighede kyk, dan is mense opnuut dankbaar dat dit wat jy ook in die lewe het en dit wat jy in die lewe mee moet werk. En vandag se tema gesels ons oor om te laat gaan aan sommige van ons begeertes of wense. En baie keer is die uitnodiging dat ons laat gaan van hierdie wense, maar vashou aan hoop. En soms is dit amper kleinighede of eintlik oppervlakkige wense. En die oomblik as ons daardie nietige, oppervlakkige begeertes of wense laat gaan en vashou aan die hoop wat daar in God is, dat ek en jy betekenisvol is ook in God se oë. Henry Nouwen skryf, hy sê, I'm finding that when I choose to let go of my sometimes petty and superficial wishes and trust that my life is precious and meaningful in the eyes of God, something really new, something beyond my own expectations begins to happen for me. Hierdie gedagte dat daar iets gebeur ver bo my eie verwagtings as ek in God hoop en in sy vertroue geanker bly. En ons teksgedeelte is die van Psalm 20. Ek lees daar vers 8. En dis 'n Psalm van Dawid. Dawid skryf en ek fokus op hierdie vers 8. Sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Sommiges vertrou op strydwaans en op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Dat iets ver bo ons verbeelding, ver bo ons eie verwagtings vir my en jou ontluik, ontvou, wanneer ons op die naam van die Here vertrou. En dan is die uitnodiging of die vraag, hoe kan ek van hierdie begeertes of van hierdie behoeftes of wense laat gaan en leef in die hoop dat my lewe betekenisvol is in die oë van die Here. En dat ek in daardie hoop kan leef, dat ek eintlik op die naam van die Here kan staatmaak. Dat daar iets vir my sal ontlyk en ontvou. Henry skryf hierdie ook in sy boekie Finding My Way Home. Mag ons laat gaan van hierdie kleinighede, en soms is dit ook groot goeters, wat ons dalk voel dat die lewe ons dit die heeltyd sy stap, of dit my die heeltyd ontwyk. Mag ons vir 'n oomblik, mag daai oomblik eintlik 'n groot deel van ons lewensrealiteit begin beslaan, dat ek en jy in die naam van die Here kan hoop en op hom kan vertrou. Kom ons rig ook ons aandag en ons lywe so in gebed na die Here. Here, dankie vir die wete dat ons op U naam kan vertrou, en dankie dat die hoop wat daar ook in U naam is, dat daar ver meer as wat ons sou kon bid of dink, skryf Paulus daar vir die gemeente in Efese, dat ons daarin kan vas staan, en dat ons in daardie hoop kan leef. Dankie o Here
vir my lewe wat U vir ons gee. Ek bid dit in U naam. Amen. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees en ons gesels weer môre saam. Mooi bly.